Amen. Prys die Here. U kan nie sitplekke nie en draai na die een langs jou toe en sê, "Jig, maar jy sing pragtig. So 'n bietjie vals, maar jy kan gaan." Ek sê jou vergewe vanaand. Dit is nou so lekker vanaand om saam met jou te kuier in die teenwoordigheid van die Here. Nou vanaand, buiten dat daar lekker sop is en amper sê ek beskuit is, vetkoeke is, gaan ons dik vriende uit mekaar uit. Maar ek glo ook vanaand dat ek en jy ook by die woord gaan stilstaan vir 'n oomblik en ek wil jou uitnooi dat vanaand jy ook jou hart so oopmaak en ek moet vir jou sê dat buiten dat ons waardeer dat jy is, jy weet dit gaan oor die Here. En ek kan sien hoekom jy is, omdat jy branding in jou hart het vir God. En omdat dit vir jou belangrik is, hierdie is nie net 'n dag wat op 'n kalender is, sommer maar net nie. Hierdie is 'n besonderse dag vir ons as die kerk. Amen. En ek wil vanaand vir jou sê dat jy en ek is die kerk. Van die graf na die opstanding, na die hemelvaart en na die hemelvaart die uitstorting van die Heilige Gees. En vanaand se tema wat ek met jou wil deel is, hy het opgevaar en ek en jy staan nie alleen nie. Hoor u wat ek vir jou sê? Hemelvaart is nie net 'n afsluiting van Jesus se aardse bediening nie. En baie dink dat toe Jesus gesterf het en opgestaan het en toe hy hemel toe opgevaar het, dat sy bediening klaar was. Dit is die begin van die kerk se bo-natuurlike bediening. Ek wil vanaand vir jou sê, die kerk het sy identiteit ontdek die oomblik toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het ek en jy die waarborg gekry dat daar lewe is, die dood is oorwin. En die kerk het sy identiteit juis gekry, omdat daar nie meer 'n dood in 'n angel is wat jou en my kan terughou nie. Sonde het nie nodig om meer hou vas op jou en op my te hê nie. Ek dink ek en jy kies in hierdie dag en uur dat sonde ons roof van soveel wat God vir my en jou instoor het. Vanoggend is ek daar by die Suid-Afrikaanse hospitaal om te gaan bid vir 'n klein mannetjie wat 'n paar maande oud is. En 'n ruk daarna is ons jy weet by 'n instituut waar mense sit wat geestelik deur moeilike tye gaan. En ek en Karen praat ons so ry, sê, "Joh, daar's mense met probleme, daar's mense met trauma, daar's mense met seer." Gister het Karen ouma geword. en terwyl ons vandag ook by die hospitaal sit en sy sit, dit lyk soos dit is nie haar kind se kind nie, dit is haar kind. Ouma wil nie haar kind oorgee nie, jy weet, te sien ek lewe, want lewe is mooi. En weet jy wat, toe Jesus die dood oorwin het, toe staan weer lewe vir ons as die kerk. Die kruis was nie die einde nie. Hoor jy, Boeta, sissa, die graf was nie die einde nie. Die opstanding was ook nie die einde nie. Dit was die plan, die groter plan vir sy kerk. Hy het sy seun met 'n doel aarde toegestuur. Met 'n doel gestuur vir jou en my. En weet jy, dit was die begin van groot dinge wat vir die kerk voorgelê het. Maar buiten groot dinge is daar ook verdrukking. Ek weet nie as jy vanaand eerlik is dat die Pol Pot die fan strike ook so in jou lewe so nou en dan nie. Het lyk nou of ek met die verkeerde gemeente praat. Tref jy ook soms die potholes van die lewe?
En dan voel dit so of jy so bietjie huk van, jy vat nou, dit voel of jy 2 tree vorentoe gaan, en dan gaan jy 3 tree terug. Het jy al dit ervaar? Ja. En baie gelowiges verstaan Kersfees, en verstaan Goeie Vrydag, en verstaan Opstandingssondag, maar min mense verstaan werklik die krag van hemelvaart. En dit is vir my besonder. Ons as Bybelgenootskap is vandag gesluit. Jy sien dit nie eintlik meer dat besighede op hierdie dag sluit nie. Dit het maar net 'n gewone werksdag op die kalender geword. Kan jy onthou dat jare terug was Hemelvaart 'n vakansiedag? En vir gelowiges om vandag in duisende oor die wêreld bymekaar te kom om hierdie dag te vier, moet mos vir my as gelowige iets besonders beteken. En vir die wat nie gelowig is nie, moet mos iewers te wonder, hoekom is daar klomp mense so koekoes om op 'n weeks aan in die koue so dag te gaan vier? Maar vir jou en vir my weet ons wat hemelvaart inhou. Want Jesus het vertrek na die hemel toe sodat hy sy gees kon uitstort oor die mensdom. Om wat te kan doen? Jy weet hoekom? Sodat die kerk weer kon opstaan. En ek dink vanaand dit is wat baie. Want ja, hy staan hom aan. Daar's soveel. Gisteraand was daar 14,000 mense aanlyn. En ek dink nou, soos ek daar kyk, lyk vir my is daar so 1,800. So sê net ons wat vanaand lekker saam kerk hou. Daar sit nog in ander lande mense wat saam met ons hier in Cullinan nou saam kuier. In die teenwoordigheid van die Here. Ek lees 'n gedeelte. En ek besef dat Jesus het gekom om sonde, die dood en die hel te oorwin. En ek wil vanaand vir jou sê, wat jy tans in jou lewe beleef en ervaar, het Jesus opstandingskrag in jou en my kom plaas. Het toe hy opvaar, het hy van homself sy Heilige Gees in jou en my midde kom los. En dit is my kosbaar, dit is vanaand vir my iets wat ek jy weet, ek is lief vir die Heilige Gees, ek is lief vir die Vader, ek is lief vir die Seun. Maar ek wil vanaand vir jou sê, dat as Jesus nie opgevaar het nie, het ons nie vandag die Heilige Gees gehad nie. En 'n paar dae van nou af vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Waar hulle eendragtig saam gebid het en die Parakletos, die mensdom kom vul het, wat jou en my leer en lei in geregtigheid. En Matteus 28 is my so besonders. Hy kom en hy sê in vers 5 en vers 6, en hoor wat sê hy, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. En ek kyk na hierdie gedeelte en ek besef dat Jesus het opgevaar. Jesus, en net soos hulle hier by 'n plek gekom het en by 'n graf gekom het, en Jesus gaan soek het in die graf om daai oggend om voor te berei, vind hulle 'n graf leeg en daar word gesê hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Jy sien, die grafsteen was nie weggerol om Jesus uit te laat nie. En ek dink baie keer dit is wat mense dink. Maar vanoggend terwyl ek so sit, besef ek dat hierdie klip het weggerol om die wêreld te wys Jesus leef. Want baie het gedink iemand het sy liggaam kom steel. Baie maak verklaringe dat hulle moes hom weg gaan steek het of hom in 'n ander graf gaan begrawe het. Anderste het die dood en het die belydenis van Christus en dit wat hy verkondig het niks beteken nie. Maar vir die kerk beteken dit dat hy lewe. Hy het opgestaan. Dit was weggerol om vir my en vir jou en vir daai mense daar buitekant wat verlore is te wys dat hy leef. Toe Jesus opstaan het 3 dinge gebeur. En ek wil hê jy moet die aanloop hoor waarna toe ek beweeg ook vanaand. Hy het opgestaan want hy het die mag van sonde gebreek.
Weet jy vanaand, as Jesus nie opgestaan het nie, dan het sonde nog 'n houvas gehad op die kerk. Dan kan ek en jy nie aanspraak gemaak het op vrymaking nie. Want dan was ons nie vry nie. Maar jy sien, Jesus staan op en hy vat die sleutels van die dood weg, sodat jy en ek nie meer hoef gebonde te wees nie. Ja, ons gaan almal elke dag deur dinge. Ja, ons beleef daagliks dinge. Maar Jesus het 'n prys betaal. Hy het opgestaan. Hy het sonde van jou en my kom wegneem. Weet jy, hoe wonderlik is dit, Romeine 6 kom en hy sê in vers 9, Christus sterf nie meer nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Jy sien vanaand, as ek dit lees, dan besef ek dat daar's geen dood in Christus nie. En dit sê vanaand vir my en jou, dat ek en jy kan aanspraak maak in hierdie dag en uur op lewe. Ons kan aanspraak maak op vrymaking. Ons kan aanspraak maak vanaand op God se krag. En dan besef ek tweedens, hy het hierdie mag van die dood gebreek, want 1 Korintiërs 15, baie bekende gedeelte, daar in vers 55 sê hy, dood, waar is jou angel? Jy sien, as dood nie oorwin was nie, dan was ek en jy nog vasgebind gewees, en dan moes ons deur 'n profeet en deur iemand gaan bid het, en ek wil vanaand, ek wil by jou iets tuis laat, vir ons as 'n gemeente om te besef, dat hierdie opstandingskrag het vir my bewerkstellig 'n oop kanaal tussen my en God. En hy se Heilige Gees vir jou en my gegee. Dat ek en jy nie meer alleen is nie. Jy kan dalk menslik alleen voel, jy kan fisies voel dat mense jou weggestoot het en dat jy alleen is, maar Jesus, soos ek in die begin gesê het, vaar op en hy stuur van homself vir ons. Dat ek en jy nie hoef alleen te wees nie. En wat vir my so kosbaar is, dat hy sê in Korintiërs 15, dood, waar is jou angel? Want jy sien, as Jesus, en ek gaan nou na die opvaart toe gaan, na die hemelvaart toe, maar ek moet vir jou sê, as Jesus nie die dood ontneem het van die mensdom nie, dan kan ek en jy, dan sou ons maar val gelyk het. Ons sou half krom en moeg deur die lewe gegaan het, deur gebukte gegaan het van al die sonde wat op jou en my sou rus. En vanaand kom Jesus en hy maak jou en my vry van sonde. Kan jy onthou 'n paar weke gelede toe hier buitekant 'n oggenddiens gehou was, saam met pastoor Maak? Goeie Vrydag, opstandingssondag, kan jy onthou? Dit is 'n paar weke terug en tot aanloop 40 dae tot vandag. Want Jesus het na hy opgestaan, 40 dae later, toe vaar hy op. En hy kom en hy bring hierdie belofte na my en jou, dat ons nie alleen is nie. Ek kyk na hierdie gedeelte en ek besef ook dat hy die mag van Satan verbreek. En ek dink baie keer as ek en jy vanaand eerlik kan wees, ek dink as ek vanaand na my eie lewe moet kyk, dan sal ek sê, Stef, 99,99% van die nonsens wat in my lewe gebeur en probleme veroorsaak ek self. Keuses wat ek maak, besluite wat ek neem. En Jesus gee vanaand vir my en jou so mooi uit hierdie woord uit, eintlik soveel bevestiging, dat hy hierdie mag verbreek, dat ek en jy nie meer deur dit hoef te gaan. En nou kan lees Kolossense 2, dan sê hy, nadat hy die owerhede en die magte ontwapen het. En ek wil jou uitnooi, dat in hierdie dag en uur, juis waar ek en jy in Suid-Afrika is, kan ek en jy nie bekostig en funksioneer sonder God nie. Kom aan kerk, ek en jy kan nie funksioneer sonder sy krag, sonder die Heilige Gees nie.
En ek sien, terwyl ek so lees uit die woord uit in Handelinge 1 sê in vers 3, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie onbetwisbare bewyse. Want jy sien, na sy opstanding het Jesus homself 40 dae aan sy disippels kom openbaar. Hy het vir 40 dae na hy uit die graf uit opgestaan het, verskyn aan mense. Kan jy onthou Petrus wat weer teruggegaan het na sy bootjie toe na hy Jesus verraai het? Toe sê hy vir hom, het julle iets gevang? Toe skreeu hy vir Petrus, en Petrus skreeu vir die bootjie af, ons het die hele nag gevang, ons het niks gevang nie. En toe sê Jesus, gooi net hulle net aan die ander kant in. En toe, hulle hy nette aan die ander kant toe ingooi. Ek dink hulle het vir mekaar gesê, ag, ons kan niks verloor nie, ons vang die heel nag. As daai ou sê, kom ons draai dit maar. Kom ons draai maar. Wie is daai wat daar op die kant vir ons skreeu? En toe daai nette begin die bootjie aftrek, dit klik hulle. Maar dit kan net Jesus wees. Want die laaste keer wat die boot gesink het, was toe Petrus hulle geroep is, tussen die bootjies. Kan jy onthou? Die woord sê, terwyl hy in die water spring en kan toe swem na Jesus toe, trek hy van weer sy bootkleed aan, want dit was warm en bedompig. En hier het Jesus alreeds op die klippe buitekant op die strand vir hulle ontbyt voorberei. 'n lekker McDonald's breakfast. Of 'n KFC. Of 'n farmhouse. Jy sien, dit is wie Jesus is. Hy stel nooit teleur. Ten spyte van Petrus wat weghardloop, kom Jesus en hy kom openbaar hom so na die een, na die ander. Thomas wat gesê het, kan nie wees nie. En Jesus sê, hy sê, ek wil eers sien. Hy sê, kom steek jou hande net hier in hierdie wonde in. Dit is ek, Jesus. En vir 40 dae na die opstanding, openbaar hy homself. Waarom? Om weer geloof te herstel. Want baie het gehoor, ag nee, hy's nie meer in die graf nie, iemand het hom gesteel. En Jesus kom en hy gaan verskyn aan hulle vir 40 dae. Om weer geloof te herstel, om vir hulle te wys, kyk, die graf is leeg, ek leef. Om hulle roeping weer te bevestig. Om vir dit wat hy vir 3 jaar oor hulle uitgespreek het, te bewys. Want jy sien, Jesus is 'n waarmaker van sy woord. En sy woord sal nooit terugkeer leeg nie, sê die woord. Om hulle voor te berei ook selfs vir dit wat kom. En daar is mense wat dalk van u vanaand, wat uit teleurstelling uitkom. Dalk was daar van Jesus se eie mense, en ek glo wat teleurgestel was, en selfs hulle wat om hom was, het eintlik 'n politieke verlosser verwag. En met die aanloop na ons eie verkiesing toe, kan jy sê nou mense sê, stem DA, stem ANC, gloria, halleluja. En ons hoor net hoe ewe skielik is daar 'n geroer op die TV-kanale en ewe skielik word daar gepraat met politikuste, want weet jy hoekom? Want die wêreld soek vrymaking. Hulle wil hê die juk moet gebreek word. En in Jesus se tyd was dit presies dieselfde. Hulle het nie Jesus gesoek om hulle gesond te maak nie. Dit was oké geweest vir sekere mense, maar die groot meerderheid het Jesus gesoek om hulle te bevry van die politieke teenstand. As ek na hierdie prent kyk, jy het opgevaar, dan raak ek opgewonde. Ek weet nie of jy opgewonde raak nie. Ek leef nog. Kom Jesus en hy kom staan by jou en my stil om vir ons te sê, ek leef nog en ek is nog steeds besig in jou lewe. En dan besef ek ook verder dat die hemelvaart
het vir my en jou soveel in stoor, want dit bring verheerliking van Christus Jesus. En Handelinge 1 sê dit so duidelik wanneer hy kom. Hy sê in vers 9, jy kan vers 9 tot vers 11 vanaand op jou eie tyd gaan lees, en ek sal met Lindy reël dat ek hierdie boodskap vanaand sommer op ons groepie sit. Jy moet my net wys, hoe doen ons dit? Dan sit ek hierdie boodskap vanaand op die groep, dat jy vanaand as jy in die bed lê, dat jy hom kan gaan deurlees. En dat dit weer iets kan doen, ook in jou binneste, want jy weet, nou het jy dit eerstehands hierso gehoor. Maar vanaand kan jy so vir nagereg, kan jy hierdie preekie so gebraaide pastoorsbout gaan eet. Haal hierdie preekie so bietjie uit mekaar uit. En mag dit tot jou hart spreek, want ek kyk in Handelinge 1 en hy sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. Paar jaar gelede toe staan ek op dieselfde plekkie waar hulle beweer Jesus opgevaar het in Jerusalem. En dit lyk amper in daai omgewing verlate, daar staan 'n paar mure gebou met 'n klein plekkie daar gebou. En wat vir my so skokkend was, is al hierdie papiere wat die wind gewaai het, dit het gelyk soos 'n lokasie daar in Jerusalem. En dit was die plek gewees waar Jesus opgevaar het. Ek het daar uit die bus uitgeklim, en ek het so vir 'n oomblik, jy weet, gedog, kan julle nie maar hierdie plekkie mooi gras geplant het nie, want vir my is hierdie mooi. Want vir my hierdie betekenis, en Jesus sê, hoekom worry jy daaroor? Ek is nie hier nie. Ek is nie hier nie. Ek is by Vader om vir jou in te tree. Ja, en kan jy jou voorstel, hier kyk hierdie disippels op, hulle was nog saam met hom, hulle het gesels oor baie goed, baie min het verstaan wat Jesus vir hulle gesê het, net soos voor die kruisiging. Hulle het gehoor dat Jesus praat van smarte en verdrukking, maar hulle het nie besef dat hy gaan sterf nie. Eers na die tyd het dit begin sin maak vir hulle. En ewe skielik, terwyl Jesus met hulle gesels, word hy opgelig. Hoor en hoor word hy opgelig. En ewe skielik ek glo daar was 'n wind, en daar was met die krag van God, die heerlikheid uit die hemel uit, en hier word Jesus opgeneem, hoor en hoor van hulle af. Totdat hy in die wolke weggeneem is. Hulle het dit met hulle eie oë gesien. Dit was nie afskeid. Ek wil hê jy moet hoor vanaand, vir ons as die kerk, dit was nie 'n afskeid van swakheid nie. Dit was eintlik net 'n troonbestuiging gewees. 'n Troonbestuiging, wat ek vanaand die Here eer en prys, dat hy op die troon sit. En weet jy, vanaand, hy sit die troon van jou hart, moet hy ook wees elke dag. Nie net op Sondag nie, nie net wanneer ons kerk hou nie. Elke dag waar ek en jy in ons besigheid is, waar ons werk, waar ons in ons karre ry, moet hy op die troon van ons harte en in ons lewens en in ons besighede wees. Wat beteken die hemelvaart? Sjoe, jy sien vanaand, Jesus is se kroon, eerstens as die koning. Efesiërs 1 sê dit so mooi, vers 20 tot vers 22, hy het hom laat sit aan sy regterhand in die hemel, bo alle owerheid. Jesus sit op die troon. Hy sit nie tussen mense, hy sit op die troon, aan die regterkant van God die Vader. En Jesus is nie net 'n verlosser nie. Ek wil vir jou sê dat hy is nou ons koning, hy is ons Here, hy is die heerser, elke knie sê die woord sal buig, elke tong sal bely dat hy God en koning en Here is. Selfs die moslim, selfs die Hare Krishna, selfs die Hindu, selfs die ateïs sal sy knie moet buig. Ek bou jare terug, 'n klomp woonstelle in Musina vir India, en hy kom staan by my, en Mohammed sê vir my, we are all serving the same God. Ek sê, no Mohammed, you've got it wrong. Met my laergraad Engels praat ek met hom. My airtime is 'n bietjie op, en met my Engels. Ek sê vir hom, no, we're not serving the same. I'm serving the living God. And every knee, your knees will also bow before Christ, our Lord and Savior.
Ek wil vir jou sê vanaand, Jesus berei vir jou en vir my 'n plek voor. Dis hoekom hy opgevaar het. Ek het Sondag gesê, hy's al 2000 jaar besig om vir jou en my 'n plek voor te berei. Dis mos iets om oor opgewonde te wees. Hierdie tydelike wat ek en jy beleef, is tydelike smart en pyn. Daar wag vir jou en my 'n ewigheid saam met God. Ek sal dit nooit vergeet nie. In 1991, een aand, bedien pastoor Tini Barnard. En hy praat oor die ewigheid. Ek was 'n jong knapie gewees. Ek was, 17 gewees. Pastoor Tini Barnard preek. Hy sê, as jy 'n diamant vat, en nou ja wel, hierdie is ons die Diamant Valley. As jy 'n diamant vat met 'n deursnee van 100 km by 100 km, een diamant wat 100 km by 100 is, by 100, en jy vat hom uit die atmosfeer uit, en jy sit hom daar in die buitenste in die atmosfeer, en jy vat 'n suikerbekkie. Ken jy 'n suikerbekkie? En hy vlieg een keer in 1000 jaar. En hy gaan maak sy bekkie skerp teen daai 100 by 100 deursnee van 'n diamant. Die dag as daai diamant op is, dan het die ewigheid nog nie eens begin nie. Imagine. Dit het my getref dat Jesus 'n prys betaal sodat ek en jy sal weet dat hy het vir my en jou gesterf en hy's besig om iets moois vir jou en my voor te berei. Broer, suster, moet al luister. Ek en jy hoef nie meer toe te laat dat dinge jou en my breek nie. En as ek en jy tydelik deur dinge gaan weet met die versekering dat in hierdie oomblik is Jesus by die Vader besig om vir my swakheid en vir my seer en my pyn in te tree by die Vader. Dis die rol wat Christus vervul, juis nou. Johannes 14 sê in vers 2, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Hy sê nie net daar vir die buurman nie, die ou by die garage nie, vir jou en vir my. Hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Hierdie bring hy baie persoonlik. Hy bring dit baie intiem, en hy trek dit so nou om te sê, vir jou is ek besig om iets voor te berei. En vandag wil ek vir jou sê, besef jy hoe lief het hy jou en my? Dat hy 'n prys betaal het en die sonde las op hom geneem het om uitmekaar geskeur te word vir my en vir jou, die dood se sleutels te vat, die lewe te bring en nog vir my nog steeds in te tree wanneer Stef val in sonde en die duiwel voor God kom om te sê Stef het nou weer foute gemaak, is Jesus daar en hy sê, Vader, ek het die prys betaal vir hom. Kom aan kerk. Jy sien hoe kom het hy opgevaar om vir jou en vir my in te tree wanneer ons moeg en oorlaai is. Juis in hierdie oomblik. Hierdie wêreld is nie ons finale bestemming nie. Dankie tog. Hallo? Kalinin is nie jou laaste eindbestemming nie. Die oue tuis is ook nie jou laaste eindbestemming nie. Afbop is ook nie jou en my laaste eindbestemming nie. Hallo? Hoor jy wat ek vir jou sê? Die dood, sê 1 Korintiërs 15, die angel van die dood is weg. Dood het nie meer 'n houvas nie. Hierdie lewe uit te gaan in die volgende. 'n Goeie vriend van my is gister oorlede. Hulle kon hom vir Nico nie in die hande kry nie en hulle is deur oopgebreek by sy huis en hy weet nie wanneer oorlede nie. En ek dink net vir myself, ek sê gisteraand ietsie. Ek is eintlik aan die een kant hartseer, maar aan die ander kant jaloers dat hy my vooruit gegaan het. Maar ek gaan so my lewe lei aan die kant van die graf, dat as daai klop aan my en jou deurkom, dat ons ook daar sal wees. Amen. Jy sien, die prys is betaal, sodat ek en jy dit die moeite werd kan maak, om in hierdie lewe van die graf reg te lewe, dat as daai oomblik aanbreek, dat ons sal inlewe by Christus Jesus.
Ons is op pad huis toe. Kom aan kerk. It's not like I'm heavenly minded, earthly no good. God wil jou en my nog steeds op hierdie markplein gebruik waar ons is. En ja, ons mag deur dinge gaan in ons lewens en ons sal dinge altyd hê wat ons, maar vasdruk en maar moeilikheid gee, maar ek wil vir jou sê, of jy dit nou wil weet of nie, die uurglas is besig om leeg te loop. Jy mag deur storms gaan, maar ek wil vanaand vir jou sê, jou en my adres is al reeds in die hemel opgeskryf. Ek wil vanaand vir jou sê, kyk, ek gaan uit hierdie lewe, hulle gaan al hulle dae hê, as ek hier uitgaan en ek gaan die hemel in. Man, ek wil vir Paulus 'n paar goed vra. Maar ek wil ook so om daai troon van, want jy weet wat, die woord sê, Jesus is so opgewonde oor die kerk, God so opgewonde, dat hy selfs, gaan lees dit, dat hy so opgewonde raak oor sy kinders, dat hy opspring van sy troon en om sy eie troon dans. Amen. Baie min mense weet dit, maar dis hoe opgewonde God oor jou en my is. Sien jy die prys wat betaal is? Nou ek gaan vir jou sê, as hulle die trompette daarbo blaas, ek gaan Jabula. Amen. Man, en dit gaan 'n ewigheid op 'n ewigheid op 'n ewigheid wees. Amen. Hulle gaan hulle hande vol, as Stefan daar kom, gaan ek sê, staan net so 'n bietjie een kant toe. Maar ek wil vir Adam ook sien. Vir Adam gaan ek 'n paar vragies vra. Potak kon jy nou nie maar net gehoorsaam gewees het nie. Maar ons is deur hel hier op die aarde gewees. Kyk, ek en hy gaan so 'n bietjie sit om 'n tafel, iewers in 'n hoekie. Maar weet jy wat, ek kyk hierna en ek besef, vir jou en my is daar 'n ander adres. Jesus tree nou vir jou en my in. Ek lees in Romeine 8, hy sê in vers 34, Christus, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Weet jy wat sê Hebreërs, hoofstuk 7 vers 25, hy leef altyd om vir hulle in te tree. Wanneer jy huil, wanneer jy swak is, en hoor my vanaand, ons almal het iewers in ons lewens so tydjie, wanneer jy nie weet hoe om te bid nie, weet ek dat Jesus praat reeds namens jou en my. Kom aan. Wanneer my woorde opraak, wanneer my kragte opraak, wanneer my planne opraak, is Jesus besig om vir my in te tree op hierdie oomblik by God. En vanaand is dit vir my en jou die versekering dat dit was nie verniet nie, die versekering dat hemelvaart wat ons vandag vier, is die moeite werd. Om nog môre op te kan staan, te kan weet dat dit is die moeite werd, want hy is by die Vader besig om vir my in te tree vir die dag wat voor lê. Waarom moes Jesus opvaar? Jesus sê so mooi in Johannes 16 vers 7, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Ons weet in hierdie dag en uur dat mense hou net daarvan meer om gunsies te doen vir mekaar nie. Het jy al gehoor iemand sê, hey man, ek dink ek help hierdie ou, dan help ek myself in die sloot in. Hallo? Jy sien nou, ek het nou gedink ek leen my visstokke vir hierdie man. Jy leen nie jou visstokke uit in elk geval nie, bro. Dit is soos heilig. Kom aan, nou lyk julle so heilig, lyk nie hier's visvangers nie. Jy weet, hier is iets in hierdie gedeelte wat vir my vanaand laat verstaan dat dit is tot jou voordeel. Iets is vir jou en my gedoen wat ek en jou nie, wat my en jou anders maak as hierdie wêreld. Dis hoekom ons Jesus aangeneem het. En weet jy, ek kyk na hierdie gedeelte, dan besef ek, hoe kan dit beter wees? Want as hy nie gegaan het nie, dan sou die Heilige Gees ook nie gekom het nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hemelvaart het Pinkster moontlik gemaak. Mense het dit so gesugarcoat.
Maar ek wil vanaand vir jou sê, dat as jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie, het jy nog nie die krag van God ervaar, en beleef in jou lewe nie. Ouch. Maar dis die waarheid. En daarom het ek en jy 'n ontmoeting met die Gees van God in ons lewens nodig. Jesus vaar op, die kerk wag, 'n paar dae later, sê Handelinge 2, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Hemelvaart was nie die einde van God se werk nie. Jy sien, dit was die begin van die Heilige Gees se bediening in die kerk. Dit was so stange van vuur. Hulle was so vol van die krag van God, dat ander het gedink, hulle het brandewyn en coke in. Hallo, julle lyk nou so, drink hulle nie brandewyn hier op Kalina nie. Ja. Hulle sê, hierdie mense het wyn in. Die woord sê, hulle het 'n spiegel onder mekaar, wat door die krag van God vaardig word. Toe kon niks hulle keer nie. En ek wonder baie dae, as ek so bid, hoekom is die kerk in so toestand, is omdat ons nie meer die krag van God toelaat om te beweeg in ons kerke nie. Omdat ons het so geraak met 'n kerkorde en die liturg van 'n kerk. Sorry. Dat dit moet so 'n raamwerk wees. Ons moet nou 3 liedjies sing, en nou moet ons hande klap, nou moet ons dit, nou moet ons dat. God werk nie in 'n raamwerk nie. Die Heilige Gees werk soos hy wil werk. Jy sien die Gees van God, hoe lyk die Heilige Gees? Het jy al gesien hierdie laaste week hoe die wind gewaai in George? Gloria, halleluja. Jy kan hom ervaar, jy kan hom nie sien nie. En ek wil vir jou sê, in hierdie dag en uur, het ek en jy weer die vars aanraking van God in ons lewens nodig. Dit is die Gees van God. Hy is soos 'n wind. Jy kan hom nie sien nie, maar jy sal hom ervaar in jou lewe. Maar ek wonder of ons nog tyd maak as kerk, ek en jy, dat die krag kan manifesteer. Besef, Kalinin, en vir elkeen wat aanlyn luister, besef net, as ek en jy toelaat om onsself oor te gee, soos Jesus homself oorgegee het, en gesê het, laat hierdie beker by my verbygaan, as ek en jy net in so oormate, net so kan oorgee, en te sê, kom o Skepper Gees, kom vul my met die Gees, die lewendmakende Gees, lei my in alle waarheid. Ek wil vir jou sê vanaand, dan gaan jou huisgesin en jou huwelik en jou besigheid en alles anders te raak. En hulle almal sê die woord is vervul met die Heilige Gees. En dit is waar die kerk begin het. Toe die Heilige Gees deel geword het van ons lewens. Want jy sien, wat beteken hemelvaart vir jou en my as die kerk vandag? Ek kyk na hierdie gedeelte, ons dien nie 'n dooie Christus nie. Ons aanbid 'n lewende Here. Openbaring 1 sê, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Daar's geen dood. Daar's geen einde aan God nie. Tyd, God ken nie tyd nie. God het tyd geskep. God was nog voor tyd. God is al by jou môre gewees. Hallo? Ons het hierdie hemelse gesag. Lukas 10 sê in vers 19, ek gee aan jou al die mag. God gee vir jou en my oorwinning. Hy gee vir my en jou autoriteit om op te kan staan en dit te kan vat. Omdat Jesus opgevaar het, hoef jou verlede jou nie meer vas te hou nie. Hierdie is vir my so special. Die verlede, jou gister, jou eergister, hoef geensins meer hou vas op jou en my lewe te hê nie. Sonde hoef jou nie meer te definieer nie. Hoor jy wat ek vir jou sê vanaand? Jou pyn hoef nie meer jou oor te neem.
en oor jou lewe te regeer nie, want waar Jesus sit, is reeds oorwinning bevestig vir jou en my. En ek het dit om aan vas te kan hou vanaand. Weet jy wat? Die graf was leeg, ek kyk hierna en ek raak opgewonde, die kruis, weet ek vanaand, was vir jou en vir my genoeg. Kom aan, sien u vanaand die kruis, sien vanaand die prys, dit was vir my en jou genoeg gewees, die troon is beset, die Gees is uitgestort. Nou is die vraag, waar is Jesus? Wel, die vraag is, en ek wil jou vra vanaand, waar is ek en jy? Waar is die kerk? Waar is die vuur? Waar is die gebed? Waar is die herlewing? En ek praat nie van in ons lewens. Want ons wil so sê, ons bid vir herlewing vir ons dorp. Maar as jy nie eers herlewing in jou binneste beleef nie, hoe wil jy dit nog hê daar buitekant? Dit moet hier by ons begin. Waar is die passie? Want jy sien die koning het opgevaar en uit 'n prys betaal. Ek wil jou uitnooi en dan gaan 'n liedjie speel wat ek gisteroggend geskryf het en eintlik met my dagstukkie vir vandag het ek daai dagstukkie gevat en toe gaan sit ek dit om in woorde in 'n gedig en toe besluit ek nee, kom ek sit dit eerder in 'n lied om. En ek wil Lindy vra om hierdie lied te speel, maar ek wil jou vra, wil jy nie net daar waar jy sit, net vir 'n oomblik stil word en net 'n bietjie vir so 2-3 minute net in aanbidding voor God sit? Is dit reg so? Net God loof, luister na die woorde en besef wat ek nou net gesê het en maak hierdie ook jou besluit. Ook in jou lewe, in jou hart, om te sê, Here, Hemelvaart, gaan nie net een dag 'n betekenis in my lewe hê nie, maar elke dag. Want u opstandingskrag het bewerkstellig dat jy opgevaar het en het opgevaar sodat ons nie meer alleen hoef te wees nie, het die Heilige Gees in ons geplaas. En vanaand wil ek dit beleef en ervaar in my lewe. Ek wil dit sien. En kom ek en jy bid dit ook so van die Here af. Terwyl hierdie lied gaan speel, kom ek en jy buig net ons hoofde vir 'n oomblik en ons aanbid net die Here so vir 'n oomblik. Het uit die hemel neergedaald, koning van heerlijkheid, gekom na hierdie wêreld. Het mens kom word uit liefde alleen, tussen gebrokens, tussen ons geween. Het tussen sondaars kom wandel hier, met waarheid, met genade, met hemelse vuur. Ons eer U. Maar u het geweet, waarvoor u moest kom, Halleluja. om die wêreld te red, om ons terug te bring na u. Eer U. U het my sonde op u geneem, my pyn, my skuld, my hele verlede. Soos 'n lam is u gelei, maar deur uw bloed is ek nou vry. Die graf kon u nie hou, die dood
die derde dag het die aarde gebied, sonde en dood is Halleluja. oorwin, want Jesus het opgestaan. Nou berei u plek in die Vaderhuis, en u tree vir ons in, ons hoëpriester, ons bruidegom, ons kruis. U het opgevaar, maar u het ons nooit verlaat. U leef, ons koning leef. U het opgevaar, maar u het ons nooit verlaat. U leef, ons koning leef. Halleluja. Halleluja. Ons eer U. Halleluja. Here, U het die dood oorwin. U het opgevaar. Die graf is leeg. U tree vir ons in. En vanaand kom ons as 'n gemeente om aan U die eer te bring. Ons loof U vanaand. Ons prys U. Ons besing U. Here, en terwyl ons as 'n gemeente so stil word, kom ons om dankie te sê. Dankie, Here, vir die Heilige Gees. Dankie dat ons vanaand saam ook hierdie oomblik U kan eer, U kan aanbid, U kan loof vir die opstandingskrag. Hemelvaart het vir ons betekenis, want U leef, U het opgevaar, en U is besig in hierdie oomblik, Here, om vir hierdie man en vrou in te tree. Dankie vir 'n hemelse woning. Dankie dat ons vanaand ook om besef U krag en U sterkte, wat ook in ons lewe. Dankie dat die dood geen houvas op een van ons meer het nie. Ons loof U vanaand, Here, vir 'n voorreg wat ons het om so saam te kon wees. Here, ek bid so vir elkeen wat vanaand gehoor het, wat dit vanaand geneem het. Ek bid vir jou huisgesin. Ek bid daar waar jou huis dalk deur dinge gaan as man en as vrou, en in hierdie gemeente, ons kom vanaand en ons roep U, o Gees van God, om kragtig ook so te beweeg in huise, in lewens van mans en vrouens. Dankie, Here, dat ons vanaand so saam kan bid. Dankie vir dit wat voorberei is, seën dit ook, en wanneer ons so uit mekaar uitgaan, bid ek ook so, Here, dat U so saam met elkeen sal gaan. Ons loof, ons eer, ons prys en aanbid U. In Jesus se naam. Amen. Hy het opgevaar. Amen. Kan as die Here 'n lofoffer gee? Amen. Dit was nou lekker geweest om saam met jou te kon kuier. Yes. Here, almal wat hier sit, ek het 'n getuienis. Yes. Maar voor ek begin, wil ek vir julle sê, elkeen wat hier sit vandag, het 'n doel op hierdie aarde. Dit is ons, hoekom ons op hierdie aarde is, nie net ons nie, ieder en elke persoon daar buite het 'n doel. En, soos pastoor Stef gesê, as jy nog nie gevul is met die Heilige Gees nie, moet jy pas in jou hart ontwikkel, dat die Heilige Gees kom. So my getuienis begin 19 jaar terug, sit ek in my stilte tyd. En die Here hou op my hart 40. Die woord 40. Nou kyk, ek is al lank wat ek gered is en goed, ek het al teruggeval in my lewe, ek het weer saam die Here gesê. Ek is van klein seentjie af in die kerk, het my ouers my groot gemaak. Maar laat ek jou vertel, pastoor Stef het net weer vanaand bevestig, 40. 40 dae het ek nooit geweet, dit was 40 dae voor Jesus opgestaan. Maar onthou, ek is Christen groot gemaak, maar dit maak my nie
alwetend van die Bybel nie. So 19 jaar terug sit ek in my stilte tyd. En die Here lê op my hart 40. Tot so op die punt dat dit 'n brandende gevoel is, laat my lewe oorweldig word met 40. Laat ek my passwords op my goed, op enige device wat ek het, die nommer 40 in. So kom dit toe dat my familie my passwords begin gebruik. Ek het nog nooit vir hulle toestemming vir my passwords gebruik, maar my familie, my vriende, almal, my huisgesin, almal gebruik 40 as 'n password. So, ek word toe verlede jaar op die 6de Mei, word ek 40 jaar oud. En ek sê, Here, hierdie is die jaar van 40, want dit is nou 'n deel van my lewe. Ek weet 40 kom, ek het in my gedagte, jy kan nie vir die Here voorskryf wat moet op 40 gebeur nie, maar 40 moet iets gebeur. En toe ek 40 word vir die dag, toe is ek excited, want hier kom groot oorwinning. 40 moet iets beteken. Niks gebeur vir die jaar van 40 nie. Verlede week, die 6de Mei, word ek 41. Maar nou weet ek nie wat se tyd is ek gebore nie. En ek sê, Here, onthou 40 is nog nie verby nie. Vanaand as ek gaan slaap, is 40 verby. So wat wil u doen met 40? Ek gaan huis toe. Ek gaan op my werk aan, ek gaan huis toe, die middag ry ek van Donkerhoek af Ruiten toe. En ek ry 40, niks gebeur nie. En ek gaan lê op die bed, ek en my vrou kyk TV. En my ma bel my. Sy sê my broer se seun is nou net oorlede in 'n motorfietsongeluk. Hulle het nog nie bevestig dis hy nie, maar toe daai woorde deurkom, toe sê die Here 40. Daar's jou 40. Maar Here, hoe kan 40 soveel pyn saambring? Staan ek daar. Pyn. 19 jaar. Hou ek vas aan pyn. Maar Here, ek se kwaad nie, want u het die dood oorwin. Maar Here, was Roan gered gewees? Nou, ek kan by baie begrafnisse uitkom en ek kan vir die mense die beste ding om vir hulle te sê, jou geliefde is op 'n beter plek toe. Maar hoe weet ons dit altyd? As jy nie jou lewe lei, laat jou vriende en familie kan weet verseker, jy gaan hemel toe nie, is dit 'n baie moeilike tyd vir hulle. So Roan en sy vriend is toe oorlede op die motorfiets verlede week Woensdag. Ons gaan klaar Natal toe. Ons kom daar, baie hartseer, my broer, hulle kom aan, hulle werk actually in Afrika. Hulle kom maar aan. En ek sê, Here, maar hoe nou? Wat nou? En hulle vra my toe eergister vra hulle vir my om iets te sê op die diens. En dan gaan nou stilte tyd. En ek sê, Here, maar hoe? Want hy was in 'n motorfietsklub ook gewees. En ek sê, Here, hier's ongeredde mense wat hier gaan wees. Dit is vir 'n feit. Hoe kan Roan se lewe vir hulle iets beteken? Nou onder andere het dit uitgekom uit die motorfietsklub het die seun begin, want Roan was in almal se harte. Niemand kon ooit kwaad wees vir Roan nie. Hy was soms sy grootste vyand, want hy kon ook die jokkie. Nou, en almal wat 'n mens van praat het vir Roan geken, die kon vir jou gesê, Roan kon die jokkie. En deur woorde wat ek kan sê, hy kon die jokkie, het hy sy motorfietsklub sy naam gesê, Never Alone. Nou dis 'n seun wat groot geword het in die sonnaarskool, bietjie teruggeval het, ouers het in die kerk toe gevat en goed het. Never Alone. En gisteroggend sit ek in my stilte tyd, hulle wil hê ek moet ek sê op sy begrafnis. En ek sê, Here, wat sê 'n mens? Ek sê, maar Here, my geloof is so groot. En die skrif sê, as ek vir die berg sê om te skuif, sal hy skuif. Here, u het vir Lazarus opgewek uit die dood uit. Wat 'n amazing ding sal dit wees as Roan uit die dood uit opstaan. En die Here sê, dis nie jou plekkie. Sy lyn was getrek op 40. Hy is met 'n motorfiets oor sy wenstreep gewees. 40 was sy einde. Daar is nie 'n geleentheid vir hom om opgewek te word uit die dood uit nie, want hy het sy doel bereik. En ek sê, Here, wat was sy doel? Wat sê 'n mens?
Want ek kan nie in die kerk gaan staan en sê, Roan is hemel toe nie, want dit weet ek nie verseker nie. En almal wil dit hoor, want almal wil by troosting hê. En die Here sê, gaan lees Johannes 16 vers 32, en ek sal bid tot my Vader, laat hy 'n vertrooster sal stuur, laat julle nooit weer alleen sal wees nie. So Roan se doel op hierdie aarde was om die woorde wat hy nooit kon gejok het nie, het hy woorde sy motorfietsklap het hy genoem, never alone, maar min het hy besef, dit is wat die Here vir die mense vir ons wil sê, as julle alleen is, die belofte is, ons is nooit alleen nie. So vul julle self met die Heilige Gees, bid tot die Vader, want dan is julle nooit alleen nie. So sy doel op hierdie aarde was, om te sê, never alone, dit was daai woorde, min wetend, dit was die Heilige Gees wat gespreek het. Ek het dit gister, dieselfde getuienis vertel, maar dan nie van die hele 40 nie, maar net van die woorde, hoe die Here gesê, ons is never alone. So daar was 'n persoon, en miskien vanaand hier 'n persoon, wat moes geweet het, ons is nooit alleen nie. Roan se lewe gaan nog baie beteken deur daai woorde wat hy gesê het. Net al kan ek sê, onthou net mense, ons is never alone. So. Kragtig. Kom ek en jy vat dit en ons maak dit ook ons in. Vir daai familie ook, ons bid in 'n besonder vir jou broer hulle. Ek kan nie eens my indink wat daai familie moet deurgaan nie. Vir die Here hulle ontvou met krag en met sterkte. Mag elkeen van julle ook so vanaand gaan in sy vrede en sy rus. En hoorie, luister, Sondagoggend 10:00 moet julle nie mis nie, hoor. As jy moenie sit by die viswater en sê, ek wonder hoe gaan dit daar by die kerk nie. Jy weet, kom kerk toe. Jy weet, ek wil jou uitnooi nou, gaan ons lekker saam vetkoek eet en ons gaan lekker 'n bietjie sop drink voor elkeen huis toe gaan. Dit was lekker geweest om so saam te wees. Kom ons bid net so saam en ons. Wie was in die ongeluk gister? Gerard, hoe gaan dit met Gerard? Hulle opereer vanaand. So ons dink aan Gerard ook vanaand. So ek wil julle ook uitnooi. Hy was gister eintlik in 'n so mense kan nie dink dit gebeur nie, maar hy was amper soos in 'n uit sy kar uitgeklim en gewerk aan sy kar en huis toe gestamp. En dat hy lewe is ook 'n wonderwerk. Kom ons bid so saam en dan gaan ons so in vrede. Here, wat 'n voorreg dat ons vanaand so uitmekaar kan gaan in genade en in beskerming. Dankie vir hierdie getuienis. Ons dink aan hy familie en 'n besonder, Here, wat deur hierdie seer routyd gaan, dat U hulle omvou en omhels met krag en met sterkte. Dankie, Here, dat U ook hulle trane vanaand sien en ook hulle so aanraak. Ons dink ook aan Gerard vanaand, Here, daarom die operasie, dat U vooruit gaan, U is die groot geneesheer. Ons wil dankie sê, Here, dat U hom behoed en bewaar het. Ons bid vir hom, ons bid vir sy familie, en ons bid vir 'n spoedige herstel. Ons bid vir daai dokters, wat nou besig is om te opereer. Here, vir wysheid, en ook so vir insig. Ons loof en ons eer U, in Jesus se naam. Amen. Glory.